Welkom by Alles Uniek, waar ons gesels oor alles uniek. Van uitgewers, skrywers, beraders, pottebakkers en meer. Beloof hierdie verskeie unieke programme om jou metgesel te wees in jou eie unieke reis. Goeiedag en hartlike welkom by Alles Uniek. My naam is Henriette en dit is vir my voorreg om weer saam met jou te kuier. Nou hierdie week wil ek graag vir jou die nuutste program bekendstel. En dit is Alles Uniek Boekklub. En ja, dit gaan oor boeke. En of jy 'n persoon is wat lief is vir lees of glad nie, wil ek tog vir jou aanmoedig om hierna te luister, want die stories wat hier uitkom, ek wil die Engelse woord gebruik, dit is mind-blowing. Die verhale wat ons hoor, wat regtig net 'n verskil kan maak in ons harte. En dit laat ons na met iets waaroor ons kan gaan nadink. En so dikwels bevind ons onsself in omstandighede wat ons voel, ek is die enigste persoon wat dit ervaar. Maar wanneer jy stories hoor, dan besef jy dat jy nie alleen is nie. En dat daar hoop is vir jou. En die persoon wat dan met ons gaan gesels op die Alles Uniek Boekklub is Elaine. Elaine van Audience of One. Audience of One is 'n uitgewersmaatskappy en sy gaan vir ons vertel waar dit alles begin het en wat die Here op haar hart kom sit het. Maar toe ek die eerste keer hierna geluister het, was dit vir my regtig daai baken van hoop wat vir my kom sê, weet jy, maak nie saak hoe die omstandighede lyk om jou nie, waarin jy jouself bevind nie. Wanneer God 'n droom in jou hart sit, dan moet jy net naby hom bly en hy sal sy plan in jou en deur jou kom uitvoer. So dit is vir my voorreg om dan ook Elaine Broekman aan jou bekend te stel. Maar wanneer Elaine klaar vir ons bietjie meer van haarself vertel het en van Audience of One, gaan sy ook een keer 'n maand meer gesels oor 'n spesifieke boek. Sy gaan elke maand 'n boek uitlig en sy gaan vir ons vertel van die inhoud en waaroor dit gaan. Maar dit is ook vir my voorreg om dan ook 'n maatskappy met die naam Koue Koffieboeke aan jou bekend te stel. Hierdie maatskappy is 'n platform waar jy boeke kan aankoop, boeke vir kinders. En ek moet vir jou sê, toe ek geluister het na Carla en Carmen se gesprek, wat ek dan ook nou met jou gaan deel, het ek net meer nuuskierig geraak oor hierdie oulike en interessante kinderboeke. Hulle harte is absoluut daarop uit om kinders lief te maak vir lees. En natuurlik weet jy, soos die rolprente, ons kyk gereeld saam met ons kinders, die kinderrolprente, en so ook dieselfde met boeke. En mense te geneig het om tog maar ook daardie boekie te lees. En jy wil ook weet, wat is die einde van daardie boek. So, en dit maak vir ons dit maklik om dit ook aan ons kinders mee te deel en hulle lief te maak vir lees, want lees is so belangrik. Maar Carla en Carmen van Koue Koffieboeke gaan so 'n bietjie meer gesels oor waar die besigheid begin het en meer inligting deel oor waarom dit ook belangrik is om te lees, paar boeke vir ons uitlig wat aan die bokant van hulle lys is. En ons gaan dan ook nou en dan van hulle hoor wanneer ons kort interessante insetsels van Carla of van Carmen gaan ontvang en ek deel dit graag met jou. So gaan besoek hulle webtuiste Koue Koffieboeke en gaan besoek ook Audience of One. So ja, sonder om verder van jou tyd op te neem, wil ek vir jou sê, jy moet vandag dalk vir jou 2 koppies koffies maak. Want hierdie gaan 'n lekker lang geselsprogram wees, waar jy rustig kan sit en net kan luister waar hierdie 2 besighede vir ons net kom wys dat wanneer die Here 'n droom in jou hart kom sit, dan gaan hy dit realiseer. Hy gaan dit 'n realiteit maak vir jou en vir diegene om jou. En dit gaan 'n verskil maak vir diegene om jou. So sonder om verder van jou tyd op te neem, sit agteroor en luister lekker saam na Alles Uniek Boekklub. Mooi bly. Hallo julle, baie dankie aan Henriette van Alles Uniek vir hierdie voorreg om te kan getuig hoe die Here 'n jarelange droom van my kom bewaarheid het. My droom om in die Here se perfekte wil vir my lewe te kan stap.
Ek is Elaine Broekman, die eienaar van Audience of One Media, 'n butiek-uitgewersmaatskappy wat Christelike boeke uitgee, met die toekomstige planne om uit te brei na ander media, soos Abba Vader ons lei. Ek wil graag met julle deel hoe Audience of One Media die lig gesien het, maar om dit te doen, moet julle seker eers 'n bietjie meer van my weet. 3 van die welbekende Mark Batterson se vele boeke, Whisper, Chasing the Lion en The Circle Maker, het gedurende 2017 en 2018 een na die ander op presies die regte tye in my hande beland. Die feit dat Abba Vader juis boeke gebruik het, was baie gepas, want hy weet ek is versot op boeke en hy het nog altyd boeke gebruik om met my te praat en my te inspireer. Dis 'n liefde wat ek beslis by my ma gekry het. Ek en my ouers, soos die Rachel Marie, het altyd saam stories opgemaak, soos ons ure lank pop gespeel het. En ons het selfs klein boekies vir ons babiepoppe gemaak om te lees. As ek by 'n boekwinkel verbystap, is daar so 'n vreemde aantrekkingskrag wat my altyd probeer insuig. In standaard 8 of graad 10 het ek reeds daarvan gedroom om eendag boeke met 'n geestelike boodskap te skryf. Veral nadat ek Francine Rivers se Voice in the Wind van die Mark of the Lion reeks gelees het. Ek is lief vir tale en dit was my beste vakke op skool. Ek het selfs Latyn gehad en was mal daaroor. Die Latynse woorde wat Francine Rivers in hierdie reeks gebruik het, kon ek almal verstaan en ek het my hart op Christelike fiksie verloor. Rekenaars het egter in daardie dae baie meer populêr begin raak en rekenaarstudie was ook een van my 6 keusevakke en ek het baie goed daarin gedoen. My pa het gesê ek kan altyd skryf as 'n stokperdjie, maar rekenaars is die toekoms en dit sal die pot aan die kook hou. Hy was verseker reg en ek het toe eerder 'n BSc rekenaarstudie graad met 'n onderwysbeurs gaan swat. Ek is een van 4 dogters en my ouers het nie geld vir universiteit gehad nie. Ek het dus my HOD gedoen, vir 'n jaar of wat onderwys gegee, besef dis beslis nie my roeping nie en in IT ingegaan. Dit is ook nie my passie nie, maar dit het goed betaal en was uitdagend genoeg. Ek gaan nou nie veel uitbrei oor die middelste 20 jaar van my verhaal nie. Ek som dit vinnig vir julle op. Ek het die liefde van my lewe getrou en ons is steeds baie gelukkig getroud na 26 jaar. Ek het 2 pragtige dogters, wat nou ook al in hulle 20's is, maar toe was hulle nog klein. Ek het voldag as programmeerder gewerk, laat nagte aan my boeke geskryf en naderhand nagte ook gewerk. En mettertyd glad nie meer tyd vir skryf gehad nie. Ek het 2 boeke in daardie jare geskryf wat ek nou nog nie uitgegee het nie. Eintlik 1 boek en 2 draaiboeke, maar dit is 'n verhaal vir 'n ander keer. Ek het ook 2 jaar langafstand oorseese skryfkursus gedoen, waar tydens ek baie geleer het, onder andere ook hoe om redigering te doen. Die skryfgat was maar altyd in my hart en ek het gevrees dit sal nooit gevul word nie. Ek gaan nou nie vertel van al die ander moeilike tye tussenin nie. Die feit bly staan, ons almal gaan maar deur moeilike tye en ons is almal altyd baie besig. Ons het egter in daardie tyd van God se koninkryk hier op aarde begin leer. Ons het 'n Purpose-Driven Life van Rick Warren deurgewerk, wat nogal 'n hinkering in my wakker gemaak het. Ek is groot gedoop en met die Heilige Gees gevul in daardie tyd. Die Here het ons lewens kom verander en ons deur al daardie moeilike tye gedra en nader aan hom getrek. As dit nie vir hom was nie, was ons huwelik nog 'n statistiek en was ek vandag nie in staat om my passie uit te leef nie. My man Walter, of Wally soos almal hom ken, is my grootste ondersteuner, finansiëel, emosioneel en geestelik. Sonder hom sou ek dit nie kon doen nie. Maar ek wil by die deel van my verhaal uitkom waar ek genoeg gehad het daarvan om my tyd en talente te mors op dinge wat ek geglo het nie my ware roeping was nie. Ek was uitgebrand, geïrriteerd, moeilik en mislik. Ek het geweet die vyand is besig om my terug te hou. Gedurende die jaar, so 2017-2018, het my werkgewer my op 'n fantastiese kursus vir besigheidsbestuurders gestuur. Dit was in Johannesburg, so ek het so 3 of 4 keer deur die jaar vir 'n week op 'n slag soontoe gevlieg en in 'n deftige hotel gebly en klas gedraf. Ironies genoeg was al die dosente baie gestel daarop dat 'n mens nie 'n sukses van die lewe kan maak as jy nie in jou passieveld is nie. Dit bring my weer terug na Mark Batterson se boeke toe. My sussie Stella
het 'n boek in my hand gedruk, die eerste keer op pad Johannesburg toe. Net vir ingeval jy verveel tussen ietsie wou lees, het sy vir my met 'n knipoog gesê. Sy het later erken dat sy net 'n baie sterk ervaar het dat sy daardie spesifieke boek vir my moes gee om te lees. Daardie week het ek toe Whisper gelees. Whisper, How to Hear the Voice of God. Ek het gedink ek weet al hoe om sy stem te hoor, en ek het, maar wat Abba Vader op daardie stadium wou doen, was om my stil te maak en my te laat luister na sy fluisterstem. Daardie hele week, elke aand alleen in my hotelkamer, het ek die TV afgeskakel, vinnig my huiswerk vir die volgende dag se klas gedoen, en dan met Whisper in die bed geklim en net gelees. Sy teenwoordigheid het ek ervaar, en ek het baie gebid, oor alles. In daardie stiltye het God se fluisterstem al hoe harder begin klink. Ek het hom naderhand begin hoor in elke dosent se opmerking oor passie, dryfkrag, uithou vermoë, beplanning, dienslewering en wat ook al anders hulle vir ons geleer het. Sy stem het elke keer harder as hulle sin begin word. Volg jou passie, vertrou my, doen dit waarvoor ek jou geskaap het. Soek my koninkryk en ek sal al hierdie dinge byvoeg. Alles werk ten goeie mee vir die wat lief is vir my en wie ek geroep het tot 'n doel. Ek het 'n plan met jou lewe, 'n goeie plan. Ek het begin dink ek verloor die storielyn heeltemal, want menslik en finansiëel gesproke het dit net glad nie sin gemaak nie. Nou nog nie, maar ek het geweet 'n groot verandering lê voor. Net 'n jaar of wat voor hierdie kursus het ek my tweede fiksieboek, Die Laaste Dag, begin skryf. Die skryf daarvan was soos 'n baie realistiese introspeksie oor wat ek sou doen, indien ek sou uitvind dat my laaste dag op aarde aangebreek het. Ek het dit self uitgegee, danksy al die loopgraafwerk wat my hartsvriendin Melinda Du Plessis gedoen het. Jy moet verstaan, ek wou glad nie die boek self uitgee nie. Ek wou graag eerder gehad het dat 'n groot uitgewer dit moes doen, want dit lyk mos net beter as wat ek dit self sou publiseer en dit bevestig mos dat ek wel 'n goeie skrywer is. Ek het eerlikwaar gevoel asof ek verwaand of ydel sou voorkom as ek dit self sou doen. My man het gesê, ek moet dit nie vir iemand anders stuur nie, doen dit eerder self, het hy gesê. Maar ek was te trots en ek het dit in elk geval na een groot uitgewersmaatskappy gestuur. Die uitgewer het dit natuurlik afgekeur, gesê dit is nie nou in hulle beplanning moontlik nie. Ek was teleurgesteld want ek het werklik gedink die storie is mooi en goed genoeg vir enige iemand om te lees. Ek wou net graag hê dat soveel moontlik mense dit moet lees, dat die Here hulle daardeur kon aanraak en met hulle praat en nader aan hom trek. Elke persoon op aarde het nodig om dieselfde introspeksie te doen wat ek in daardie proses deurgegaan het. My eie boek het my eie lewe verander en my nader aan God getrek, en dit was my hoop vir elkeen wat dit sou lees. Ek het dus maar voortgegaan en self deur die hele proses gegaan om dit te publiseer. Deesdae is dit nou nie meer so 'n vreemde verskynsel nie. Baie skrywers, onder andere ook Mark Patterson self, het ek later uitgevind, het so begin. Die aand met die vrystelling van Die Laaste Dag in April 2018, het dit werklik gevoel asof die ys 'n groot kraak gekry het. Iets het in die gees met my gebeur. Dit was asof ek vir die eerste keer in baie jare regtig suiwer lewe ervaar het. 'n Vloed van energie wat ek nie kan beskryf nie. Ons mentor het na my toe gekom en gesê hy ervaar hoe ek swanger is, en hy het geglo dit beteken 'n nuwe begin. Maar ek het nogtans nie heeltemal soos 'n skrywer gevoel nie. Ek het vir my man gesê ek sal eers myself 'n skrywer noem as iemand wat ek nie ken nie, my boek lees en boonop nog een kom koop om vir iemand anders te gee. God het my hart gehoor en alhoewel hy nie nodig gehad het om dit so te bewerkstellig nie, het hy. So dis presies wat gebeur het. 'n Klomp mense het vir my boodskappe begin stuur oor hoe die storie hul lewens diep aangeraak het. Een mamma het laat weet, dit het haar gehelp om haar seun se dood te aanvaar, en sy het vader se teenwoordigheid deur die hele boek ervaar. 'n Ander vroutjie het my boek by iemand persent gekry en dit eendag vir haar skoonpa gegee om te lees, toe hy verveeld by hulle rondgesit het. Hy is blykbaar iemand wat nooit lees nie. Maar hy kon dit nie neersit nie en hulle kon niks met hom uitgereik kry die res van die dag nie. En klaarblyklik het dit toe haar skoonouers se huwelik gered. Maar net die Here sal weet hoe dit gewerk het. Die dametjie het as gevolg daarvan nog 3 boeke kom koop vir ander mense. Ek was stom geslaan. Ek moes regtig nederig vir die Here om verskoning vra.
Ek het die vertrou dat sy woord genoeg is en dat hy die een is wat ons bemagtig en guns verleen nie. Ek het nog bly hoop op dit wat mense sê. Tussendeur al hierdie dinge het ek na ure begin om ander mense se boeke vir hulle te redigeer. Die idee was nie oorspronklik om dit te publiseer nie, net om te help om dit so te kry dat 'n mens 'n boek daarvan kon maak. Ek het voorheen ook al 'n paar mense gehelp om hulle boeke te proeflees in die aande na werk. Ek het so besig begin raak in die aande met skryf en redigering en om te studeer. Ek het begin moeg word vir my voltydse werk as programmeerder. Ek is baie lief vir my kollegas, maar ek wou uit. Ek het lewe en bonatuurlike krag ervaar wanneer ek aan die boeke gewerk het. Ek het sommer net self begin om dit mooi uit te lê. Ek moet nou bysê ek is 'n MS Word boffin. En ek het opgewonde daaroor geraak dat ek hulle dalk sou kon help om dit gedruk te kry. Ek het mos nou my eie boek self gepubliseer en ek het mos nou geleer hoe. En so het die droom begin, een hoofstuk op 'n slag. My hartsvriendin Lillian Volgraaf het vir my Mark Batterson se Chasing the Lion gekoop vir my verjaarsdag in Junie 2018. Die subtitel is die welbekende uitdrukking: as jou droom jou nie bang maak nie, is dit nie groot genoeg nie. God gee drome. Sy drome vir ons is groter as wat ons self kan hanteer. Lyk onmoontliker as wat ons self kan doen. Dit is juist so dat ons dit nie in ons eie krag moet probeer doen nie, maar in syne, saam met hom. Hy wil dit saam met ons doen. Ek het een oggend in Johannesburg in een van die klasse gesit en een van die dosente het gesê 'n mens word deesdae so vasgebind in goue boeye. Met ander woorde, ons raak so gebonde en gewoond aan ons gemaksones en goeie maandelikse inkomstes en voordele, dat ons nie eers aan losbreek kan dink nie. Uit vrees vir die onbekende, vrees vir wat as dit nie werk nie. God het egter nie vir ons 'n gees van vrees gegee nie. Dit het Chasing the Lion van Mark Batterson my toe geleer. Moenie bang wees nie, vertrou op God, niks is vir hom onmoontlik nie. Toe doen ek dit. Ek weet nou nog nie mooi lekker wat gebeur het nie, maar ek het net eenvoudig een oggend opgestaan en net geweet, dit is nou dit. Ek gaan bedank. Ek gaan die goue kettinge breek en op my God se plan vir my lewe vertrou. Maar my man moes eers saamstem, want ons is 'n eenheid en hy is die hoof van ons huis. Ek kan nie sulke groot besluite sonder hom neem nie. Vir jare was ek die broodwinner in ons huis. Die Here het egter sy besigheid geseën en sy kliëntebasis laat groei toe hy begin het om sy besigheid op koninkryksbeginsels te bestuur. Hy het baie besig begin raak, maar ek het nog steeds die huispaemente en ander kostes gedra, so dit was 'n baie moeilike stap om te neem. Daar was al voorheen tye wat ek by hom gekla het en gesê het ek wil net bedank en skryf, maar hy het nooit saamgestem nie. Nog nooit self in sy gees vrede daaroor gehad nie. Maar ek was nog nooit regtig ernstig daaroor nie. En al was ek emosioneel ernstig daaroor, was dit nog nooit omdat ek geglo het dat God die groen lig gegee het nie. Hierdie keer was ek ernstig. Ek het my asem diep ingetrek en my man vertel ek wil aan die einde van daardie maand, Augustus 2018, my bedanking indien. Ek kon sien hoe sy oë so 'n bietjie rek. Hy het eers gesê, ons moet darm maar eers 'n bietjie paar mooi somme maak. En soos hy weggestap het die Here ingegryp en baie duidelik met hom gepraat en vir hom gesê, Walter, as jy nou nee sê, is jy in ongeloof. Hy het net daar omgedraai, my 'n drukkie gegee en gesê, dis reg my liefie, kom ons doen dit, God sal voorsien. Ek het amper op my rug geval. Dit was moeilik om na amper 18 jaar by een maatskappy my bedanking in te dien en dit in die maand voor bonustyd. Maar die tyd was reg. Dit was nou of nooit. Dit was net mooi tussen projekte en hulle kon doeteenvoudig die volgende projek sonder my beplan. Net so. Daar was baie trane, maar dit was 'n lyn wat getrek was. As jy 'n droom het en nog nie hierdie stappie gevat het nie, stel ek die derde boek van Mark Batterson wat ek genoem het voor, The Circle Maker. Dit gaan daaroor om jou drome en ander versigtinge van jou hart aan God op te dra met doelbewuste, gefokuste gebed. Sy raad in hierdie boek is, droom groot, bid hard en hou aan bid. Ek het die boek in George gekoop, toe ek en Stella, my sussie, vir 'n week lank in Mosselbaai vakansie gaan hou het, net nadat ek bedank het, en ek nog baie onseker was oor wat ek nou eintlik moet doen. Waar begin 'n mens?
Ek wou daardie week my nuwe besigheid se strategie by God kry. Ek was uiters dankbaar toe die deurbraak uiteindelik natuurlik die laaste Vrydag aand kom en hy my alles mooi gewys het. Nadat ek letterlik groot simboliese sirkels op die strand getrek het en hardop soos 'n mal persoon daaroor gebid het. Ek het besluit om 'n maatskappy te stig om ander te help om hulle boeke te publiseer, saam met hulle, in plaas van dat hulle dit self doen. Mense wat regtig kragtige stories het om te deel en lesse het om ander te leer, maar wat 'n mens weet buite die raamwerk van die groter uitgewers is. Almal kinders van God. Nou is dit al meer as 6 jaar later en ek is so besig, ek kan nie voorbly nie. Ek leer elke dag iets nuuts, ek leer baie van die industrie en gelukkig doen ek dit nie alleen nie. God het vir my nog 'n talentvolle sussie, Rachel Marie, gegee, wat my help met die grafiese ontwerp en tegniese dele van die industrie. Die wonderlike ding is, sy het jare gelede by dieselfde groot uitgewersmaatskappy gewerk as wat ek genader het. So sy weet hoe die boeke en die buiteblaaie en goed moet lyk om aan die hoogste standaarde te voldoen. God gebruik alles en laat alles ten goeie meewerk tot sy heerlikheid. Tydens een van die weke in Johannesburg het die Here my ook gelei om in te skryf vir 'n BA teologiegraad. En ek is steeds daarmee besig, maar dit gaan nog 'n paar jaar vat. Dit is 'n ongelooflik interessante kursus en ek leer baie. Ek glo hy wou hê ek moet dit doen, omdat ek die agtergrondkennis nodig het vir my eie skryfwerk en ook om te kan konsulteer op ander se skryfprojekte en verseker dat dit wat ek publiseer sy naam eer sal bring. In een van die teologievakke het ek 'n artikel gelees deur Pieter Kreeft, wat 3 ateïste geken het wat Christene geword het as gevolg van hierdie stelling: There is the music of Bach, therefore there must be a God. As Bach nie God se passie en plan vir sy lewe gevolg het nie, sou daardie 3 mense heel moontlik steeds verdoem gewees het. Ek verstaan wel nou waarom my boek nie deur daardie uitgewer aanvaar is nie. As dit was, sou ek 10-1 nie my eie besigheid oopgemaak het nie. Dinge gebeur met 'n doel, so moenie net tou opgooi met die eerste teenstand nie. My fiksieverhaal die laaste dag was God se manier om vir my die vraag te vra: Elaine, wat as jou laaste dag nou sou aanbreek? Jy het nog nie dit gedoen waarvoor ek jou op aarde gesit het nie. Ek moes myself egter baie eerlik afvra: wat as vandag nie my laaste dag is nie? Gaan ek God se droom vir my lewe volg, of gaan ek net dag na dag aanploeter, vol verskonings, sonder geloof en vrees? Abba Vader stuur die wonderlikste stories na ons toe. Mense met absoluut fantastiese lewensverhale en ook belangrike, inspirerende onderwerpe. 26 boeke is nou al vrygestel en ons is tans besig met nog 'n hele klomp nuwe boeke. Ek geniet elke liewe oomblik en ek ervaar God se genade elke dag. Dit is baie harde werk en ek is baie streng met myself, maar ek het soveel vrede en vreugde elke dag. Ons is stadig maar seker besig om uit te brei en ek het nou al nog iemand wat my help met vertaling en redigering, Antoinette Kloppers. Maar ek is vry, want God is my baas. Die kliseë is waar, as jy doen waarvoor jy lief is, voel dit nie soos werk nie. In Jeremia 29 vers 11 sê die Here: Ek weet wat ek vir julle beplan. Voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. So, in die potgooi wat voor lê, wil ek graag gesels oor die boeke wat ons sal uitgee, wat ons al uitgegee het, en al die nuus waaraan ons nou werk. Elke boek is soos 'n kind in my huis, en ek kan nooit wag om te sien wat gebeur as ek daardie kind die wye wêreld instuur nie. Maar eerstens gaan ons gesels oor hoe dit werk as iemand besluit hulle wil graag 'n boek skryf, en vir ons vra om daarmee te help. Totsiens. Carmen, ek onthou toe ons albei met kleintjies voltyds by die huis was, ons gefunksioneer het op die minimum slaap en koue koffie, en die hoogtepunt van ons dag was, as ons tyd gekry het om benare te skeer, of net alleen te stort. Ja. En kyk net nou. Nou drink ons warm koffie en gesels oor ons eie besigheid op 'n pot gooi. Ja, dis onwerklik. So vandag gaan ons bietjie praat oor ons tweede liefde en ons ander baba, kinderboeke. So, sal ons begin? Ja. OK, so Carla, gaan jy vir
ons vertel wat jou liefgemaak het vir boeke? Weet jy, vanaf ek kan onthou, was ek nog altyd mal oor lees. Ek onthou in my skooljare, toe was ons nog nie selfone en sosiale media en alles soos nou mos besig te hou nie. So in my vrye tyd na skool het ek altyd gelees. Ek onthou nog hoe ek in die middag bib toe gestap het en ek kon iets soos 2 boeke uitneem, maar dan het ek ook my ma se kaartjies gevat en my broer se, dan kon ek 7 altesaam uitneem en dan het ek altyd 2 weke gehad om dit te lees, dan moes ek terug. En ek het altyd al daai boeke gelees in 2 weke. Ek was absoluut verslaaf daaraan. Ek onthou ook in die klasse by die skool hoe ek altyd onder die bank skelm sit en lees het. Ja, en jy? Ja, ek dink ek was maar dieselfde. Ek onthou hoe ek vakansies eerder sou sit en lees en my broer spot my nou nog daaroor, dat ek in die tent of waar ook los was gelê het en heeldag my boeke gelees het. So ek het nog altyd gehou daarvan, maar ek dink ek het eers in standaard 5 regtig begin ernstig lees, as mens dit nou so iets kan noem, toe ek reekse ontdek het. Maar weet jy wat, ek dink my gunsteling reeks op skool, jeugreeks, was Reënboogrand. En ek sien dit is nogals nou weer in druk. Het jy dit ooit gelees, Reënboogrand? Ja, ek kan nie Ek was mal daaroor. Dis amper soos Sweet Valley High, maar 'n Afrikaanse weergawe. En daar's nou 'n reeks op die televisie. Ek het gehoor hulle maak 'n televisiereeks daarvan. Ja, so dit sal nogal interessant Ja, wees om te dit sal, kyk. dit sal. Ja, maar verder, ek onthou nie baie van kinderboeke nie. Ek onthou my ma het vir my gelees, maar ek kan nie baie spesifieke kinderboeke uit my kinderdae onthou nie. Ek onthou meer die jeugboeke en die volwasse boeke wat ek gelees het. Maar toe ek as redakteur begin werk het, toe was ek aangestel hoofsaaklik as 'n Afrikaanse redakteur vir fiksieboeke. En ek onthou toe op 'n stadium toe my werkgewer vir my sê, "My dink ek moet dalk kinderboeke doen." Toe het ek gehuil. Want ek gedink ek wil nie dit doen nie. Ek wil jeugboeke en volwasse boeke doen. Ek wil nie kinderboeke doen nie. Maar vanaf ek my eie kinders het, is ek net mal oor kinderboeke. Ek het toe eintlik die vreugde van kinderboeke ontdek en nou is ek mal daaroor om 'n kinderboek te redigeer of te proeflees of te lees of te koop. Ja, nou is ek basies verslaaf aan kinderboeke en ek het rakkelvol van dit. Ja, ek dink ek is bietjie vroeër aan kinderboeke blootgestel. Ek het spraakterapie geswat en ons moes gereeld boeke gebruik in ons terapie sessies. 'n Boek is 'n fantastiese manier om konteks te skep. So as jy binne 'n tema aan byvoorbeeld taal wou werk, was 'n boek die perfekte manier om 'n sessie te begin en ja, van daar af jou woordeskat en so te bou. So ek het vroeg baie lief geraak vir kinderboeke en so het ek klomp verskillendes leer ken en natuurlik toe ek my eie kinders gehad het, was dit wonderlik om klaar 'n biblioteek van kinderboeke te hê. En ja, nou het ons ook rakke en rakke vol. So gepraat van studies, as 'n spraak- en leesterapeut, kortliks, hoekom sal jy sê is lees so belangrik vir kinders? Okay, kortliks, dis moeilik. Ek dink daar is soveel redes hoekom lees goed is vir jou kind, of voorlees veral goed is vir jou kind. 'n Baie bekende studie is nie so lank terug nie gedoen, waar hulle gevind het dat kinders vir wie daar omtrent elke dag 'n boek gelees is, kleuterskool toe gaan met omtrent 1 miljoen ekstra woorde in vergelyking met hulle eweknieë. En dit beteken heel waarskynlik dat hulle 'n groter of 'n ryker woordeskat het. En nie net kan hulle dan hulself beter uitdruk nie, dit word ook verbind aan suksesvolle leesbegrip en beter prestasie in wiskunde. Behalwe dan nou ook vir geletterdheid en akademiese sukses, bevorder voorlees van stories ook sosiale en emosionele ontwikkeling. En dit ondersteun luistervaardighede en volgehoue aandag. Ja, so ek dink daar is soveel voordele aan voorlees. En ons sal nou 'n bietjie meer daar praat. Carmen, ek voel sterk dat 'n kind se moedertaal eers vasgelê moet word voor jy begin fokus op 'n addisionele taal. Daarom sal ek ook voorstel laat mens eers vir kinders in hulle eie taal begin lees. Hoe voel jy daaroor? Ja, dis moeilik om te sê. Ek dink as jou kind nie 'n probleem gaan hê om taal
aan te leer nie, dan kan hy aan meer as een taal blootgestel word. Ons reël is altyd een persoon, een taal, so as die pa Engels praat met die kind en die ma Afrikaans, is dit 100% reg. En natuurlik is tweetaligheid 'n groot voordeel, maar 'n kind wat gaan sukkel om taal aan te leer vir verskeie redes, sou ek sê fokus net eers op die moedertaal. Definitief, ja. Ja, ek voel nogal sterk, veral as jou moedertaal, of die kind se moedertaal Afrikaans is, spesifiek omdat Afrikaans nou so gemarginaliseer word. Dink ek altyd dat byvoorbeeld Engels, wat natuurlik baie belangrik is, baie belangrike taal is reg oor die wêreld of in meeste plekke, kan oral opgetel word, of die kind gaan Engels optel, of dit nou by die skool is, of dit in boeke is, of dit op die TV is, by ander mense, waar ook al, Engels gaan hy optel, maar Afrikaans nie noodwendig nie. Ja, en ek dink dit is hoekom jy dan van kleins af jou kind blootstel aan Afrikaans, nie net deur te praat nie, maar ja, met boeke, definitief. Ja, so dis waar Afrikaanse kinderboeke 'n groot rol kan speel. Ja, nee, ek stem saam. Ek dink 'n vraag wat baie ouers gereeld vra of verwonder, is hoe kry jy jou kind aan die lees? So ek onthou, byvoorbeeld my ma het vir al 3 ons kinders gereeld gelees, toe ons jonk was, maar die ironie is, dat ek en een van my broers is nou mal oor lees, maar my ander broer hou niks van lees nie. Ja. En tog is hulle aan dieselfde omstandighede blootgestel, my ma het vir al 3 van ons gelees. So gewoonlik sal my sê, jy weet, hulle leer dit op die moederskoot, op die sien, op die doen, en ek dink definitief dit speel 'n groot rol, maar tog wonder ek of persoonlikheid nie ook 'n rol speel nie. Party kinders is nou maar meer genee om te wil lees as om bal te skop, of jy weet, hulle is liewer vertaal dalk as ander kinders. So ek dink dit is belangrik vir 'n ma, vir 'n ouer om lees lekker te maak vir 'n kleintjie. So het jy nie dalk vir ons net 'n paar riglyne hoe om vir ons kinders te lees nie? Ja, so ek dink wat belangrik is om te weet is dat kinders nuwe woorde leer wanneer hulle geïnteresseerd is. So kies boeke waarvan hulle hou en waaraan hulle belangstel. Ja, so as jy kind byvoorbeeld van drake hou, dan kies jy 'n boek oor drake. Maar alles hulle nou glad nie van lees hou nie, dan is dit 'n manier om hulle te lok. Ja, en jong kinders geniet veral helder kleurige geïllustreerde boeke met liedjies, woordspelings, rympies. Hulle hou ook van boeke waar die teks 'n ritme het, of waar frases herhaal word. Ons weet hoe meer jy woorde herhaal, hoe beter en hoe vinniger leer kinders ook daai nuwe woorde aan. En dan sou ek ook sê, kies boeke wat dalk bekend is vir jou kind. So byvoorbeeld boeke waar die huise soos Jellison lyk en waar die storie hulle toelaat om alledaagse gebeure wat hulle ken of al teëgekom het te verken. En kies ook 'n paar ander boeke wat aan hulle nuuskierigheid oor nuwe dinge en ondervindinge kan prikkel. Maar soos ons genoem het, ek dink jy is die voorbeeld. So as hulle sien jy lees en jy geniet dit om te lees, gaan hulle jou naboots. So wanneer jy ook vir hulle lees, gebruik jou stem, verander jou intonasie, gebruik pauses, maak dit 'n leersame maar ook spesiale tyd om 'n band met jou kind te vorm. En dan gaan hulle uitsien na daai storietyd saam. En dan van watter ouderdom af dink jy is dit belangrik om te begin voorlees vir jou kind? Ek neem aan dis nooit te vroeg nie, Nee. Maar wanneer sal jy sê is dit al amper te laat? Wanneer sal jy sê begin dit die grootste impak maak? Ja, ek sou sê begin so vroeg as wat jy kan, van geboorte af, selfs al voor geboorte, begin om vir jou baba te lees. Nie net vir hulle onthaalwe nie, maar vir jou nou ook, om daai band te vestig. En ek dink, kyk, hier van 6-8 maande af gaan jy begin iets terugkry wanneer jy vir jou baba lees en hulle gaan meer interaksie vir jou gee en begin self deurblaai of die boekies vat as 'n
al is dit eers net as 'n speelding, maar ten minste belangstel daarin. En dis hoekom die kartonboeke so lekker is vir die babas, wat julle kan gaan kyk op ons webtuiste. Dis bietjie meer gehard, en dan kan hulle self, want hulle stel belang om te vat en te blaai, en veral ook, dink ek, belangrik om te sê is, aan die begin, as hulle nou newborns, wat is dit nou, pasgebore babas is, kyk veral vir boekies met kontras, swart en wit, geel en rooi is van die eerste kleure wat hulle sien, en waarop hulle kan fokus. So, mens kry nogals oulike boeke, wat jy kan gebruik vir tyd op hulle maag, om voor hulle te sit, wat hulle aandag gaan trek. En dan natuurlik, hoe vroeër jy begin lees, hoe vroeër stel jy hulle aan 'n verskeidenheid woorde bloot. En partykeer is dit hoekom boeke so lekker is, want is woorde wat hulle nie dalk in hulle alledaagse lewe gaan hoor nie. Maar in boeke het hulle toegang tot woorde van byvoorbeeld kangaroo of koala, wat jy dalk nou nie gaan hoor as jy in Suid-Afrika rondloop nie, as dit sin maak. Ja, en mens kan net nooit die waarde van boeke, spesifiek kinderboeke, onderskat nie. Ek dink nou aan Kersfees, Desember wat nou verby is, hoeveel navraag ons gekry het oor kinderboeke vir Kersgeskenke. Ja. En persoonlik, en ek weet jy voel ook so, dink ek dis van die beste geskenke wat jy vir 'n kind kan gee, want dis iets wat nie net een keer gebruik word nie. As jy dit oppas, kan jy dit vir generasies en generasies gebruik. So, dit is nooit geld mors nie. Ja. Van my kinders se gunsteling boeke is nou my boeke. Ja, presies. En daai boeke waarin daar briefies geskryf is vir my. Dis vir hulle baie snaaks en vir jou is dit spesiaal nou. ja, om vir hulle te wys, kyk, ek het hierdie boek gekry toe ek 4 jaar oud geword het hierdie tannie dit vir my gegee en kyk wat het sy geskryf. Ja, so dit is baie spesiaal. Ja, en dan okay, as ons dan kom ons gesels bietjie oor ons besigheid, koue koffieboeke. Ja. Die luisteraars is welkom om ons besigheid te gaan besoek by kouekoffieboeke.co.za. Ons fokus hoofsaaklik op Afrikaanse kinderboeke, maar daar is ook Engelse kinderboeke. Dis mooi, ons het dis mooi in kategorieë gedeel. So as jy byvoorbeeld nou boeke soek vir jou tiener van 12 jaar oud, dan kan jy net onder dit ingaan en gaan kyk wat daar is. Of as jy nou byvoorbeeld Christelike boeke soek, is daar 'n afdeling vir Christelike boeke. Ja. Ek het bietjie laasweek gekyk wat ons topverkopers was die afgelope amper 2 jaar vanaf ons nou bestaan. Ja, altyd interessant, né, om te sien. Ja, en dit het dieselfde gebly ook. Ja. Hierdie 2 jaar elke maand kyk ek wat ons topverkopers was vir die maand. En maar vir was jy weet nou beter as ek, wat was dit? Ja, so nommer 1, geen verrassing vir jou, is hoekom moet ek dit doen? Ja. So hierdie is 'n boek, luisteraars, julle kan gerus gaan kyk. Ek dink hierdie boek is 'n topverkoper, nie noodwendig oor die kinders nie, maar oor die ouers. Ja. Ek dink ons veral as ma's het baie in gemeen. Al praat almal nie altyd daaroor nie, maar die boek dit leer kinders byvoorbeeld van tandeborse, hoekom tandeborse belangrik is, hoekom hare kam belangrik is. Ja, daai gebruik ek baie met my dogtertjie. Ja, met die krille. Wat is jy onthou wat gaan gebeur as jy nie jou hare kam nie, 'n voeltjie gaan daarin kom nes maak. Ja. So ja, die boek wys kinders op 'n prettige, nie indringende manier hoekom byvoorbeeld dan nou hare kam belangrik is, en dit is nie konfronterend. So ook om sulke situasies aan te spreek, is boeke net so 'n goeie middel. Ja. Maar ja, so daai is ons topverkoper. Dan is ons tweede in die ry topverkoper is natuurlik die groot poewedstryd. Ja, ons het al baie navraag en kommentaar oor daai een gekry, ja. Ja, en ek dink hierdie een is vir jou as gevolg van die kinders en nie noodwendig die ouer nie. En is heeltemal normaal. Onthou, kinders van daai ouderdom 4, 5, dit is vir hulle die snaakste ding in die wêreld om oor dit te praat. En in plaas van om te sê, nee, moenie daai woord sê nie. Ek dink desensitize dit. Wat is dit? Kom ons maak dit normaal. Ja. Kom ons maak dit nie ongemaklik nie. Ja. Ek dink baie ouers sal bly wees om te hoor dit is normaal vir daai ouderdom. Die ander 2 topverkopers waaroor ek graag sal wil gesels is natuurlik die immer gewilde Julia Donaldson se Goorgomgaai. Dis asof die
monstertjie, die Goorgomgaai op die voorblad net kinders aantrek, is asof dit magies is vir die kinders. Die boek is al 'n hele paar jaar oud, maar is nog steeds so gewild. Jy kry natuurlik ook aan in die reeks soos die Goorgomgaaitjie ensovoorts. Dit is ook vertaal in Afrikaans, die Julia Donaldson boeke, die Protea uitgewers, en dit is beskikbaar by ons, by Koue Koffie Boeke. Ek dink behalwe vir die magiese monstertjie op die voorblad, is dit natuurlik ook rymvertaling. As ek reg onthou, is baie van daai Julia Donaldson boeke nog deur Philip de Vos vertaal, wat 'n fantastiese bekende vertaler is. En rym, soos jy ook altyd sê, is natuurlik, weet ons, baie belangrik vir kinders. En by Koue Koffie Boeke is een van ons kategorieë op ons webtuiste rym. En daar is verskeie rymvertalings of rymboeke waar daar gekies kan word. Dan moet ek ook die Groot Drukkie boek noem. Hy is ook een van ons baie goeie verkopers. Daar is 'n paar van dieselfde skrywer, maar die Groot Drukkie is een van die gunstelinge. Ek is natuurlik mal oor om met my dogtertjie te lees, want dit is een van my gunsteling boeke, want dan kry ek baie drukkies as ek dit vir haar lees. En dit is geskik vir babas en kleuters, dis karton, so dis sterk, dit kan nie gou beskadig nie. Dit bevat kleurvolle illustrasies, 2 blad vol, sonder te veel detail, sodat die kleintjie nog nie te veel het om op te fokus nie. Dis min woorde, en ja, dit is net 'n pragtige boek vir babas en kleuters wat ek vir enigiemand kan aanbeveel. En dan op daai noot, een van my gunsteling boeke vir die jeug is die Boomhuisreeks. My seentjie wat nou 9 is, hy word hierdie jaar 10, het al die Afrikaanse boomhuisboeke gelees. Dis natuurlik ook beskikbaar by ons en hy geniet daai reeks verskriklik baie. En ek voel ek het nou gepraat oor my ander 2 kinders, ek moet daarom iets sê oor my middelkind, 'n dogtertjie ook. Haar gunsteling boeke wissel van dag tot dag, maar op hierdie stadium is haar gunsteling boek Wanneer is eendag, wat gaan oor voetjies. En sy geniet daai boek op hierdie stadium lees as om elke aand. Carmen, maar dit was nou baie lekker om met jou te gesels vanoggend oor kinderboeke in die algemeen, maar dan ook oor ons tweede baba en liefde, Koue Koffie Boeke, ons besigheid. Ja, eerste vir ons om so iets te doen. So ons hoop julle het iets geleer. En ja, ons hoop ons kon julle inspireer om meer te lees, om meer gereeld te lees, om nuwe boeke te lees, om biblioteek toe te gaan, wat ook al dit is vir julle, maar ons hoop ons het julle geïnspireer om op 'n ander manier aan boeke te dink en dit ook so te geniet soos ons. Ek dink, ja, vir my, ja, ek voel leeg as daar nie 'n boek langs my bed is nie, en ek dink dis so 'n geskenk wat my ouers vir my gegee het en my beroep vir my gegee het en iets wat ek nou vir my kinders kan gee. Ja, ek stem. Lees bring vir my baie vreugde en neem my en my kinders daagliks op 'n opwindende avontuur. En ek wens dit vir almal toe. Ek wil graag hê almal moet besef die waarde en die opwinding in boeke en dan in hierdie geval spesifiek kinderboeke. Ja, so ons wil ook net baie dankie sê vir die luisteraars en dat ons vandag op hierdie podcast kon gesels. Ja, ons hoop julle het iets geleer.